Welkom by Danny Blou. Ons praat vandag met Colin Little. Hy is die hoof van die skeieregters hierso, die voorsitter. Colin, ons het gepraat met die Kaapse Superliga laas. Ek dink die Kaapse Superliga was 'n uitstekende toernooi geweest. Ek dink daar het baie dinge uitgekom. Dit was julle proefloopie geweest met die reëls ook en die spanne aangepas daai tyd. Ja, nee, ek dink daar was eintlik 'n goeie toepassing geweest across the board. Ja, nou die voorbereiding daarvoor, ons het die reëls kom ons sê vroegtydig gekry van SA Rugby af, was na die coaches toe afgebring, die skeieregters het daarna gekyk en ek dink dit was baie goed afgeleë en dit het eintlik baie goed uitgeloop. Dis wel die snaaks dat as daar nuwe reëls inkom, dan is die neiging daar's baie meer kaarte en dis die teenoorgestelde gewees eintlik. Ja, ons het dieselfde gedink toe die tendens ingekom het oor die tackle height 2 jaar terug. Ja. Toe het ons gedink dit gaan ook 'n regtig handuitdruk, toe het dit dan nie. En ja, met hierdie nuwe stelsel die kaarte definitief afgekom. Die manne is bietjie meer beheer en ja, ek dink dit is bietjie wel. Ek vat ook jy kry dan baie van die kaarte van die skole en die klubs so goeders rondom die rooi kaart en die geel kaart. Ek dink daar's 'n definitiewe afname. Ek dink die span in Pretoria, ek kan nie praat van ander provinsies nie, maar ek dink die span in Pretoria het definitief aangepas. Ek kan sien daar's bietjie meer dissipline. Die mense verstaan dalk weer die reëls, dalk moet ons meer met mekaar praat en vir die mense die reëls verduidelik dat die ouers ook kan verstaan wat beteken daaraan gaan. Ja, ek dink man, dit is net die voorbereiding wat ons gedoen het vooruit en ek dink ja, die dissipline is nou daar. Ek dink oor omdat die Carlton nou kan jy sê 'n bietjie meer van 'n professionele vlak nou is. Ek dink die manne wil dit reg doen en ek dink die skeieregters kry dit ook reg. As ek reg is, ek sê is baie van die skeieregters nê, gaan na skole toe. Hulle help die spanne daar uit en verduidelik die reëls vir hulle. So daar's baie interaksie. Ek dink dit is wat op die einde van die dag die interaksie tussen afrigters en spelers en skeieregters om net 'n bietjie die fynere detail baie keer is maar net die probleem gewees in die verlede. Ja, en ek dink dit gaan eintlik al vir jare aan. Ons het baie van ons senior runners wat na die klubs toe gaan of die klubs nooi hulle uit. So ek dink dit gaan al vir 'n baie lang tyd aan. Ek dink dit word baie beter beheer en ek dink hulle is nou meer oop oor om inligting in te neem en dan vat die coaches en die spelers het nou by baie groot mate in. Interessante feit, ek het nie geweet nie, Stefan het vir ons maandag gesê by ons vergadering, is die skeieregter die afgelope naweek Saterdag 100 wedstryde geblaas. Ja. Dit moet seker 'n rekord wees. Wel. Ja nee, ons kry 'n paar manne wat nou dit doen ons mos die klub 100 op die einde van die seisoen en dan kry hy ouetjie maar ook sy 100 wedstryde. En hy het ook klaar. Ja. So ons het hierdie naweek soos sê ons het die klub 100 vir die vir die skeieregter self, maar om 100 wedstryde hier in Pretoria te doen is net in een naweek. Ek dink ons vorige rekord was dalk 98 of 95 was baie close geweest. Ons het nou oor 100, ek dink was 106 of 108 op die einde van die dag. So ja, oor 100 games en die logistiek daarvan. As ons nou 'n bietjie daar praat met die vroue rugby en klomp gieters, maar dit het 'n impak op ons almal. Die wat julle weet nie, vir elke wedstryd wat al 10 minute later begin, is dit nie die skole rugby wat julle blaas nie. Daar's klubwedstryde en hierdie ouens moet van skolewedstryde af na die klubwedstryde toe gaan. Daai 10 minute maak 'n groot verskil. Ons weet ons het in die week bietjie met die hoërskole gepraat en 'n brief uitgestuur dat ons asseblief by tyd kan bly. Want dit is belangrik om dit is 'n groot impak op alles van ons. Ja. Die medies en die skeieregters kom van die skole af. Hulle moet weer dan die klubs toe ry. Ja. So ons probeer ook as ons kyk ons voorstel of ons prioritize die klubs, val die Carlton so die klub ouetjies word dan en dan as ons nie genoeg het nie, dan moet daai klub ouetjie 'n skole game blaas. Dan moet hy op partyke 8 en 9 game wil blaas en party's wees 3, 4 vir 'n game in die middag. Want as hy eers 1 uur, kom sê 12 uur, hy maak 1 uur klaar, dan moet hy nog jaag en weet, dit gee nie genoeg tyd nie. So ons probeer daai logistieke ook beheer en hoe ver die skeieregters hoef te ry. Ons is baie geseënd hier in Pretoria want ons hoef nie eintlik so ver te ry soos ander ouens in Limpopo en Pomas nie. Ja, die area so dit maak dit vir ons 'n bietjie makliker. Maar op die einde van die dag dan moet beplanning daar agterkom. Jy moet die regte skeieregter vir die regte game gee en dit is nie net 'n duimsuig dat ons net 'n ou daar aanstaan. Daai ou wil daar vir 'n doel neergesit ook. Ander vraag, ek dink baie van die kykers wil ook weet, hoeveel aktiewe skeieregters is nou op die boeke? Ek het so aktiewe skeieregters op die oomblik het ons so om en by nie 70, weet wat aktiewe lede is by ons. Maar jy weet, hierdie ouens is volunteers, hulle kom in wanneer hulle tyd het, baie kry ook beserings. Ons kry partyke ouetjie wat die oggend beseer is, dan moet in die middag geblaas het. Kan jy realiseer? En dan verloor ons ou vir 3-4 weke of 'n maand. So en dan op 'n naweek op average, ek sal sê ons het dalk miskien 40, dalk miskien 50. As daar is, so as jy vat 100 games, dis 2 games per persoon wat geblaas moet word. En jy moet nog eier, jy moet ons vlag, ons het tafels wat ons met hardloop. So dit raak dan nog as 'n trente storie. Nie net dit nie, daar's baie van die skeieregters wat ook op ander panele blaas wat professionele benes, ja, carry cup of ja, die wel,
SA Cup wat nou tans in die gang is. Ja, so 121. op hierdie stadium is al ons, kom ons sê, national panel referees is heeltemal uit ons stelsel uit. Okay. So as jy vat ons Carlton groep, het ons net 4, 5 wat eintlik aktief nou blaas. Ja, okay. Die res van hulle, die ander 7 wat ons Carlton, hulle is almal op die nasionale panels en so dan is hulle nie regtig nou beskikbaar wees. So, jy weet self Stefan, hy's Vrydag en dan sy Saterdag en dan Jy moet nog al hierdie goedes reël. en dan moet nog al die goed nog intussen reël so definitief my hoed af vir daai meneer want hy doen 'n uitstekende job. Seker 'n bietjie rondom fikses. Wie is die fikse skeieregter? Tans Is dit Stefan Nel. Ja. Hy het ons Bronco gesmash in die begin van die seisoen. So dit was al die jare was dit ou Constable Justice. Ja. Hy was altyd ons fikste mannetjie en toe het hy 'n bietjie besering opgedoen en Stefan het daar gewerk het. Hy begin nou goed te doen ja. Hy is die fikste skeieregter. Hy is die fikste skeieregter. Sy kan die foute maak eintlik. Maar ja, kom ons daai. Colin, pad vorentoe. SA Rugby het 'n nuwe program opgestel vir model. Gee ons 'n bietjie meer inligting rondom dit. Wat is die So jy praat van die model oor die opleiding. opleiding? Ja. Ja, so op die traditionally was die World Rugby Level 1 'n verskriklike langdradige proses. Daar's al die prerequisites jy moet registreer, daar's al die sertifikate wat jy moet doen en daar's heidaglik geen wet of iets wat ons vashou op die World Rugby. Jy hoef nie World Rugby te hê om te kan blaas nie. Is maar net 'n guideline, is 'n guidance en is maar net 'n gloue vereiste. Wanneer by coaching goed kom, dit is iets heeltemal anders. So coaches moet dit doen as jy wil afrig. Hulle moet die World Rugby Level 1 goedjies doen. Maar vir referees is dit nou nie noodwendig nou die storie nie. So SA Rugby het nou van kom ons sê van 2020-2021 het hulle nou begin om hierdie model nou bymekaar te sit. Ja. En hulle het nou opgekom met 'n basic, kom met 'n basic training module. Was baie soos die level 1 program gewees. Dit was baie soos die level 1 program wat ons traditionally nog gehad het. Ook net nog 'n bietjie meer prakties, bietjie meer condensed, maar laat ons die ouetjies kry om die basics te kan doen. En dan gee ons hom die platform om 'n bietjie te gaan blaas. Maar hy gaan eers in die begin met 'n bietjie vlaghardloop. Soos ons normale training program nog altyd was. Ek dink ons kry net die ouetjie nie vinniger in die system in. Okay. En dan die doel gaan wees is ons wil meer met die klub akademies gaan praat. Die onder 20 ouetjies wat dalk nie verder gaan nie. Daai nommer 9tjie wat goed kan jap. Hy moet kom jap hy moet kom blaas op die veld. Ons soek daai manne want dit is jou sterkste 'n goeie rugby speler maak ook 'n goeie skeieregter want hy verstaan die game, hy weet hoe om te hardloop. Ons hoef hulle nie daai goedjies te leer nie. Hy weet meeste van die hand signals, hy weet hoe werk 'n vletjie. So dis die tipe ouens wat ons wil inkry, maar ons wil ook die skoolkinders inkry. So ek dink ons kan hierdie program ook werk dit beter. met skoolkind wat hulle wil belangstel in skeieregter? Wat is die eerste stap? So die probleem is hulle moet nog steeds die boxmart doen. So dit is 'n vereiste en op die oomblik is boxmart se minimum vereiste is jy moet 16 wees om boxmart te kan doen. So voor dit nee. Die ander probleem is dit is 'n bietjie van 'n legislative issue want jy kan nie noodwendig vir 'n skoolkind sê hier's kan blaas 'n game en hy's nou verantwoordelik vir die health and safety van 30 mense op die veld nie. Dit kan breek sy nek of So hy begin as 'n eijaar of hy moet eers begin as 'n eijaar. Dit is maar feitelik wat dit is. Almal moet maar begin. So in die begin moet hulle maar ons gaan nou hierdie nuwe SA Rugby ding gaan ons by die skole ook begin uitrol, laat ons die kinders dan kan inkry. Dan gaan hulle begin eijaar en hulle gaan nou hulle self nou daar besig hou. Daar's skole soos Kloof, Bitstream, Affies het gedoen, Boys High doen dit. Waar hulle daai laities besig hou en hulle doen duties, doen tegniese tafel vir raak of vlag. So daar is programme al klaar in by van die skole. Ons wil net hierdie ander skole moet dit ook begin doen en hulle reward die kinders om vir hulle prestasie, vir hulle kom ons sê vir hulle dienste vir die skool wat hulle gee en hulle kan klere kry en hulle kan badges kry en dan teen die tyd hulle klaar is, kan ons hulle net so in die stelsel net ins en hulle gaan dan net aan en dan maak ons hulle 'n bietjie van 'n senior ref. Ons praat altyd van seuns en mans, maar dames en jong dogters is ook Ja, as jy nou vat ons het vir Janey Trudeau Hougrein, sy kom van Kloof af. Sy het daar begin. Ons het so net in COVID se tyd, ongelukkig was dit nou daai tyd in COVID, net na COVID was daar tweeling sissies ook van Kloof af wat by ons kom blaas het. Maar COVID was 'n bietjie ander tye, dit was maar 'n bietjie moeilik om hulle nou te ondersteun en hulle nou in die stelsel in te kry. En maar ons het 'n klomp kinders wat nou onlangs daardeur is en veral meisies. Ek sien baie van die wedstryde word hier die dames. Ja, so as jy vat in
WP, daar's 'n paar girls nou daar. Amy is 'n groot rolmodel vir die vrouens nou daai kant en ek dink aan ons kant het ons vir Jona en Gianna, so hulle is nou ook in hierdie mix. So hulle blaas goed. Ja, hulle is daar. Ja, Colin, ek wil net vir julle sê vir die werk wat julle verrig hierso by die Blou Bulle. Ek dink dit is fantasties. Ek dink die mense besef die moeite wat daar ingesit word, want dit is tyd weg van die huis af. Dis nommer 1. En die effort wat jy sit op 'n naweek af te gee om te gaan blaas, prakties 3-4 wedstryde op 'n naweek. Wil ons net vir ons kant af baie dankie sê, sterkte met alles wat voor lê. Ek dink daar's 'n paar dinge in die pipeline. Ek weet jy het 'n paar goedjies wat ons nog moet afhandel. Ja. Maar ons sien uit na daai projekte wat voor lê, ja. Ja. Nou ons moet dit net aan die gang kry en dan maak ons onsself net beter. Ja, sê. So nou kan ek jou geel kaart. Jy is weer as welkom om toe te gaan, ja. Nee, dankie. Dankie Colin. Dankie Jaco. Welkom nou die Blou. Ons praat 'n bietjie klap rugby. Soos julle kan sien, is ek vandag alleen hier by Loftus. Die stadion is leeg, maar Saterdag was redelik vol geweest. Baie geluk aan die Blou Bulle. Julle maak ons trots. Sal julle ook kom ondersteun hierdie Saterdag. Ons kyk 'n bietjie terug na die tellings van die naweek. Ons gaan begin met die Carlton beker. Groot wedstryd geweest. Ons het nog hierso op Loftus gekyk en ons het op ons fone die hele tyd die game dopgehou. Ek dink ons die game van die naweek geweest en van die seisoen geweest. Grizzlies teen Nakabulle. Wat 'n ongelooflike game geweest. Grizzlies het gewys, dis nie die House of Pain bestaan en dit was regtig moeilik geweest vir Naka wat die verdedigende kampioene is. Ek weet halftyd het hulle redelik ver voorgeloop Grizzlies en Naka het baie teruggekom. Die laaste die gelyke op uitslagpunt het eers in oortyd in plaasgevind na die 80ste minuut. Dankse Hansie Graaf het hy skop in die hoekie uit oorgeskop het die telling 40-11, maar wel gedaan in al twee spanne. Ek dink 40-11 Naka teen Grizzlies, baie goed teruggekom, Nakabulle wys jy net is 'n kampioenspan, hulle weet hoe om terug te kom. Grizzlies, dit was so naby. Ek weet Jaco, as julle daai game deurgetrek het, ons jou seker eers Woensdag wakker gemaak, maar sterkte met alles. Julle het ons gewys, nee, julle is nou top op die punte leer. Wys jy net die kompetisie en almal het gedink die rugby hierso by die Carlton beker gaan nou van die Northern Wolves en Northern Rhinos uit die kompetisie uit is, nee. Die 5 spanne wat tans speel gehalte rugby. Die wedstryde is baie naby mekaar. Die laaste paar wedstryde is met 'n punt of 2 uit mekaar uit gewees. So regtig van hoë gehalte. Die ander wedstryd daar Tuine 2 teen Nakabulle 2. Kyk na hierdie telling. Naka het gewen 35-33. Dit wys jou net die diepte daarso. Dis die tweede spanne en dan die derde spanne. Grizzlies 19, Nakabulle 14. So Grizzlies baie geluk met julle uitslaag. Dink sal ons hoed af vir julle. Baie geluk. En dan 'n ander wedstryd ook in die Carlton beker daar plaasgevind. Noordelik is 3-15 teen Centurion 36. En dan by die tweede spanne van Noordelik is teen Centurion se derde span het Centurion 31-7 gewen. Dan kyk ons nou 'n bietjie na die Presidentsliga wat ook lekker rugby oplewer. Pretoria 39, Bronkhorstspruit 21. Lekker tawwe enetjie daar. Pretoria, julle doen baie goed. Ons kan sien, daar word baie harde werk daar gesit. Dan 'n bietjie van 'n terugslag daar, Knights 100, Buffaloes 0. Bietjie werk daar vir Buffaloes. Ek weet, hulle is besig om 'n paar planne daar in plek te sit, maar sterkte aan julle daarso in Knights. Ons weet julle doen groot werk. Ons kan dit duidelik sien in die uitslae. Atteridgeville 7, TOT 40. Well done TOT, is my alma mater. Ek sien dinge gebeur daarso. Well done guys. Only the best for you guys. We'll welcome you back in 2 or 3 years at the Carlton. Do your hard work now. And then the last game there, Harlequins against Hartbeespoort. Hartbeespoort won the game 61-17. Dan die tweede spanne daarso by die Presidentsliga. Harlequins Gingsbokke 5, Harties 15. Dit was 'n lekker game geweest daar op Touwtrek Park. Baie geluk aan die manne daarso ook. Knights 48, Buffaloes 5. Pretoria 8, Bronkies 10. So dat die bordjies daar verhang. Atteridgeville 0, TOT 40 daarso. Baie geluk TOT. Sou julle dop. Dan die Reserve Liga, Stanza 12, Cullinan 19. Geluk Cullinan. Silver Falcon 29, Brit 26. Wat 'n game was daai geweest. Dit is die game vir die naweek daar by julle geweest. Dan Knights 3 teen Westelikes 3. Goeie 17 elk. Baie goeie wedstryd daar geweest. Dan die Reserve Liga by die skuldafdeling. Noordelikes Belgium 10, Nelmypies 22. Well done Nelmypies. Good comeback there from you guys. Swaying 0, Western Area 49. By die tweede wedstryd daar, die derde wedstryd Knights 4-22 teen Mamelodi 15. Dan Noordelikes Belgium 10 punte en Nelmypies 22 dan daarso.
Dan die groot wedstryde by die 120 wedstryde gewees in die kapafdeling. Tikkies teen Grizzlies, Tikkies wen daai wedstryd 40-7. En dan met die B-span, Tikkies se B-span wen Grizzlies 27-26. Wat 'n hamdinger daar gewees. En dan Harlequins Cobras 17, Centurion A 32. En dan die laaste wedstryd daar by 120 Cup, Harlequins Pumas 52, Centurion B-span 0 punte. Baie geluk in al die spanne vir die naweek gespeel het. Ons sien uit nou Boranse rugby en Vrydag en Saterdag, sterkte in elke span. Ons hou julle dop, onthou net, hou ons Facebook baie dop. Dit is BBRI Official. Gaan like en share dit asseblief. Al die inhoud is daar, die uitslae is daar na die wedstryde. En dan op die YouTube kanaal waar die wedstryde lewendig uitgesaai word. Op 120 wedstryde en dan die Saterdag die Carlton beker wedstryde is op YouTube. Ook BBRI Official. Jy kan enige tyd daar aangaan, jy kan nou die program gaan kyk en al die uitslae, al die wedstryde is daarso. Hou ons dop en ons sien uit na 'n lekker hardloop rugby hierdie naweek. Ons kom nou terug en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die wedstryde wat gaan plaasvind hierdie naweek. Welkom by Nou die Blou. Ons kyk na die program van die week. Ons skop lekker af vanaand. Koshuis rugby by Tuks. Ikaya teen Onderste Poort. Sonop teen Onderste Poort 1. Ikaya 120 span teen Marula 120 span en dan Sonop 120 span teen Mopani. Lekker koshuis rugby daar. Ons gaan 'n bietjie draai kom maak daar by julle. Dan môre aand die 120 afdeling van die Kap afdeling Tikkies teen Centurion. Dit gaan 'n lekker wedstryd wees. En dan Harlequins teen Stadio. So laas ek gekyk na daai wedstryde. Ek dink hierdie 120 liga raak lekker warm. Daar's 10 spanne by die Kap afdeling en die spanne speel goeie en hardloop rugby. Ons wil graag die mense nooi, die studente wat nou Woensdag aan koshuis rugby speel, kom maak 'n draai. Die wedstryd hierso van Tuks teen Centurion, Tuks versus Centurion is hier op Loftus Seeveld. En Harlequins teen Stadio is by Harlequins. Die wedstryd begin 16:30 en 10 minute oor 8. Van daai wedstryd plaas op Donderdag, dan Vrydag die skuldafdeling by die 120s. Hier's 'n paar lekker wedstryde ook. TWT teen Rustenburg en Pala. Centurion B teen Noordelikes. Harlequins teen Sibanya en Knights teen Limpopo UXI. Dan kyk ons na Saterdag se wedstryde. Ons begin met die Presidentsliga. Die dinge warm lekker op daarso. TUT teen Eersteres. Atteridgeville teen Harlequins. Knights teen Harties. En dan Bronkhorstspruit teen Buffaloes. Dan in die Kap afdeling van die Reserveliga. Brits teen Sondervalke. Harlequins teen Noordelikes. Knights teen Westlikes en Stanza teen Cullinan. Reserveliga in die skuldafdeling daarso. Swaheng teen Noordelikes, daai gaan 'n lekker wedstryd wees. Nelmalpees teen Mamelodi. Knights versus Nakabille. Hartbeespoort Kwena teen Western Area. En daai wedstryd gaan lekker daar by Harties wees. Sien uit na daai rugby daarso. En dan soos julle weet, die vroue rugby is ook Saterdag daar. Die spanne wat teen mekaar speel daar by Nakabille. Soshanguve Buffaloes teen Korrektiewe Dienste. Tikkies teen Atteridgeville. Tuine Grizzlies teen Harlequins. SMU teen TWT, dit gaan 'n lekker een wees daar. Mamelodi teen Stanza. En dan sien ons ook uit na die Carlton rugby wat gaan plaasvind. Ons sien uit na wonderlike rugby. Soos julle nou gehoor het by die skynsregters, oor 100 wedstryde wat die naweek plaasvind tussen die skole, die klubs. So vir elkeen daar sou sê is ook baie sterkte. Ons sien uit na die rugby wat ons die naweek gaan sien. Hou ons dop asseblief op ons sosiale netwerke. Op Facebook kan julle gaan kyk na BBR Official. En gaan like dit asseblief en share ons content met mekaar. Dat ons goed is daar kan uitkry. En dan op YouTube is dit ook BBR Official. Daar kan jy die lewendige wedstryde sien wat gestream word. Die 120 wedstryde van die Kap afdeling. En dan die Carlton wedstryde wat op Saterdag plaasvind. En een van die daar die vroue rugby. En ons gaan 'n bietjie draai maak by koshuis rugby. So ons sien uit daarna. Hou ons dop. Sien julle die naweek. Welkom by Nou die Blou. Ons praat 'n bietjie hoërskool rugby. Daar's wedstryde wat môre plaasvind 15 Mei. Die BBRI seksie 2 groep A afdeling Wonderboom teen Wagpos. Dit kan 'n lekker game wees as die TW's teen mekaar, Wagpos en Wonderboom. Dis altyd 'n harde titaniese wedstryd daai. En dan by seksie 4 Maragon Mooikloof teen Magalies. En dan by seksie 5A
Trinity House teen Kwaggasrand, Woodhill College teen Cullinan Secondary School, seksie 5B, Hercules teen SA Private College, daar gaan definitief bloed vloei daar so met daai wedstryd. Tiger Valley College teen Voortrekker Hoogte, en dan Willow Ridge teen Littleton Manor. Dan Vrydag aand 16 Mei is daar 'n paar wedstryde wat ook plaasvind in die groep seksie 2 afdeling. Groep A, Centurion teen Midstream College, dit kan 'n lekker aandinger wees daarso. Twee skole is daar by mekaar, daar's in Centurion. Dan in die Global Rugby Unie se afdeling 3 afdeling, Rittendale teen Gerard Marits. Dis ook die moot kompetisie tussen daai twee skole. En dan by die seksie 4 is dit Kiro Rodeplaat teen Suiderberg en dan Effa Odendaal teen Silverton. Baie sterkte in hierdie spanne. Ons sien uit na die uitslae. Ons hou julle dop. Welkom in nou die blou. Ons praat 'n bietjie laerskool rugby. Ons gaan 'n bietjie kyk na die wedstryd wat môre gaan plaasvind. Laasweek het die bloed gespat. Ons wag net vir die uitslae. Jammer dat ons nie uitslae het. Maar dit sal op die sosiale media wees, op Facebook en op YouTube sal ons dit op vir julle sit. Dit is BBRE official by die Facebook blaai en op YouTube as jy wil gaan kyk na al die episodes. Maak gerus daar 'n draai. Ons gaan begin môre Tygerpoort teen Constantia Park. Hierdie gaan 'n baie lekker wedstryd wees. Enige tyd wat daai twee spanne mekaar aanpak, spat die bloed daarso. Dan die tweede wedstryd daarso by die makroskool afdeling is Gasfontein teen Hennos Park. Dit kan ook 'n baie interessante wedstryd wees. Is altyd twee skole wat baie goed kompeteer. Dan die derde wedstryd daar is Wierda Park teen Linwood. Dan met die Jacaranda seksie A 2 afdeling, Valeria teen Monument, Midstream Ridge teen Magalieskruin, Louis Laipold teen die Poort. Dan met die Jacaranda seksie 2 afdeling, Ryton teen Maragon, Witpoort teen Trinity, Sanspan teen Heronbridge, Queenswood versus die Krans. Is baie wedstryde hierdie naweek. Dan môre Jacaranda seksie D2, Riviera teen Jacaranda, Nantes teen Kameelfontein, Kiro Pretoria teen Kiro Rodeplaat, so die twee Kiro skole vat mekaar daaraan. Dis hulle groot derby. Dan SA College teen Rittendale, dan Jacaranda seksie E afdeling, Amberfield teen Woodhill, Kiro Thatchfield teen Pinnacle, Bronberg teen Eduplex, dan die Acacia seksie B afdeling, Dani Malan teen Simon Becker, Tuine versus Voorpos, Cornwall Hill teen Swartkops, Kiro Hazeldean teen De Pre van Wyk, en dan die laaste afdeling daar by Acacia afdeling seksie C1, Boerefort teen Doringkloof, Hermanstad teen Pierneef, Meywil teen Bergsig, Pretoria Oos teen Tosiusdal. Ons sê sterkte aan al hierdie spanne. Ons sien uit om goeie rugby te sien. Een van die dae gaan ons 'n draai kom maak by al die laerskole, 'n bietjie te kom afneem daar, so 'n bietjie te kom praat met die gemeenskap en die kindertjies te sien speel. Maar al die laerskoolspanne baie geluk en ook baie geluk aan al die onder 13 spanne en onder 12 spanne wat gekies is vir die provinsiale spanne. Ek weet die spanne is nog nie finaal nie, maar ons gaan dit vir julle alles opsit op die Facebookblad. Dit is al vanoggend gedoen. Maak gerus daar draai. Ek weet vir al die seuns wat dit dalk nie gemaak het, jy omtrent net hou aan die deurklop. Mens weet nooit wat gebeur vorentoe nie. Iemand kry dalk seer en jy word opgetrek of daar's nog altyd 'n geleentheid vorentoe by jou hoërskoolloopbaan. So vir al die seuns en vir al die seuns wat gekies is, hou ons naam hoog. Ons sien uit daarna om almal volgende week bietjie met die resultate te gaan wys en die spanne wat julle gaan speel. Vir al die Bloubil seuns sterkte en hou dit nou die blou. Welkom in nou die blou, Lala. Lala is our head of women's rugby at the BBRU. Lala, we're going to talk about women's rugby. What a week, an exciting week we will have here. Lala, just give us a bit of background on where did you start in your journey towards the Blue Bulls as a player? Okay, I started with the Blue Bulls in 2008. Yeah. I've played here Blue Bulls, I played national team, I played an exchange program in England, and I came back to the Blue Bulls. Blue Bulls? Yeah, so that's where the heart is. Back to your roots. Lala, yeah, interesting career that you had. You played for the Springboks. So this week, the past week, we had a
a few results at the women's side, but we're going to talk later on with that. But the important thing is something big happened last night. We had a big meeting. So all the women's rugby is going to be centralised. What are your thoughts on having it centralised for women's rugby? What's the main aim for you guys, or girls? Yeah. It's actually has been. I always wanted that thing to happen. I always wanted the girls to be in one place. So for the first time, it's actually happening. And then since now it's happening, I know that the girls will get the recognition they deserve. There will be like supporters. There will be people watching the girls. The games are going to be streamed as well, so it's actually an opportunity for the ladies this Saturday. So I'm actually happy something is actually happening for the ladies. So now there's 10 teams involved, so there will be 5 matches on Saturday. Great event, but there's some. From next week onwards, the high performance girls under 16 and 18s will also be training in the morning sessions between 10 and 12. So how will that help the high performance groups for the Blue Bulls? Firstly, the girls, the high performance group will be watching the girls, the ladies, which are playing on Saturday. So it's from that game, and then to them playing on training on Wednesday. Yeah. So it will actually be helping because they will be seeing their senior ladies playing, and then on the Wednesday they are training. So it's actually and the training facilities for the girls. They've got 2 fields to train on. There will be equipment available. And I know some of the Daisy coaches will also be involved on Saturday sessions. That's, I think, the cherry on the top. To have the girls training on the fields, getting all the coaches involved, and spend time with the girls, because we have got 6 weeks to prepare for the nationals. I'm actually happy that the Daisies are involved. They did come forward. They are actually involved. They are helping the girls as well. Throughout the season, the Daisy season, the schoolgirls have been coming here to support the Daisies. So now it seems like they are giving back, and it's a positive attitude that they're doing. Yeah, I think with the Daisies, I don't know anyone. The only professional side in South Africa is the Daisies. They've won the Currie Cup now for the last 3 years. To have them involved, and there's a pathway now for the kids actually. Rugby is professional. You can get bursaries from universities, and you can make money out of it playing professional rugby. I think that's the biggest thing for these girls to look up for. And coming from the Blue Bull structures with everyone working together, I think the long-term plan that's in place, I think will start on Saturday. In 3 or 4 weeks, we will see the results. 10 teams playing on a Saturday, and high performance systems there in place. This weekend there's also 5 fixtures. They will start at 14:30, 15:30, and then 4 o'clock. Yeah, 16:30. So for all the girls, the games will be at Nakabilla. So all the girls, the message out there: whether should they start? If they want to join, especially high school girls, because a lot of schools doesn't have rugby. So where must they start? Who must they contact? At this moment, we have YTC. Yeah. So YTC does go to the school to introduce rugby. But I also have been receiving calls, SMSs for players who wants to join as well. So I'm also working with the YTC towards that. So there is channel actually, if any player wants to join the Blue Bulls, we are accepting. We have YTC that will work with them, provincial coaches, we've got the best side coaches as well. And we want to keep up of what we had last year on the youth weeks. Yeah. We played even on under 20s, we did well, so we want to keep up on that as well. So there are channels if anyone wants to join Blue Bulls. Yes, and I think girls in schools can also contact the clubs. They can look at the YouTube channel and on our Facebook pages, BBR Official on the YouTube and on the Facebook pages, and then they can make contact with us, and we'll set them to a club, the nearest club to them. I think that's important. The way forward there's also 2 things that's going to happen is, out of the clubs, there's 2 provincial teams that's going to be chosen to represent the Blue Bulls in the Plattelandweek. So there's a lot of opportunities for women now.
Good luck with your journey. I think you guys did an exceptional job up until now. There's even a youth festival. Tell us about that Saturday. Where is it going to be and what is it involved? Who's going to be involved there? Yeah, we're going to have a festival for the under 16 and under 18s here at Pretoria Rugby. And after the festival, we are running a beauty contest pageant, for the ladies. Yeah. So it's going to be an interesting one. It's all over social media. The girls are excited. They're excited for the games. They're excited for the pageant as well. They're excited to be Blue Bulls. All the ladies are very excited to be Blue Bulls. How many girls are involved in that tournament, the festival? We're going to be having more than 200, 300 girls there on the festival. So it's actually a lot of girls, under 16 and under 18s. So it's quite a lot of girls. So some of the girls that want to join, go have a look. They're going to be at Pretoria Rugby Club on Saturday. I think it will start at 9 or 10. From 9 o'clock. 9 o'clock, yeah. So yeah, there's the first pathway. If you want to enjoy, parents, bring your girls and start playing rugby from our side. Thank you very much, Lala, and thank you for all the efforts, all your guys, girls involved there. We're looking forward to the results of the weekend, and I can't wait to see the girls in Nankabilla this weekend. Me too. Thanks a lot. Thank you. Welkom by Nou die Blou, saam met ateliers Roan en Neil en Offense. Ons gaan 'n bietjie skole rugby praat. Daar's groot wedstryde wat die naweek gaan plaasvind. Die manne in groen hierso van Affies speel teen Grey College. Wat 'n groot geleentheid is dit vir hulle. Vertel my 'n bietjie, hoeveel kinders gaan af hierdie naweek? Want ek dink die mense weet dit altyd. Ja, Jaco, dis lekker om hier te wees. Baie dankie vir die voorreg. Ja, dis so 900 kinders wat afgaan. 900? Ja, so tussendeur al die rugby wat waarop almal nou baie opgewonde is daar nog hokkie en tafeltennis en golf en bergfietsry en alles, en dan het ons ook die Vrydaгаand 'n kooraand of 'n kultuuraand waar die orkeste en die koor optree. So ja, dis 'n hele Pretoria wat maar Bloemfontein infiltreer, en dan kyk ons hoe gaan dit op die naweek, ja. Fancy, you know these two guys quite well. They had a very great season up until now. What was the highlights for you? Yeah, I think just to see how they were able to mix it up. I think in the past, you know, Affies has always been known for their set piece, but they've really been able to mix it up in terms of their game, and it's been exciting. I mean, they've mixed it up against the best and gotten away with wins. So, and away, we're very happy with that. You know what I mean? Because in the past, you would think yes, they would push for set piece dominance and win it with that, but they were able to, whether be strong at set piece or move the ball around, exciting rugby in horrible weather and still win. I'm not going to mention other teams. But, but to win to the Cape and win, get 2 W's there, 100%. It's a great win. Even the draw is a win for us. Listen, we'll take it. So yeah, you can hear the people in the background. They've got a fun run here. But Affies playing Grey in Bloem after 2 losses. Grey, what are you guys feeling? How's the preparation up until now? Nee, ja, ek dink ons voorbereiding is goed. Ons weet daar's nooit so ding soos 'n swak reispan nie. So ons sal hulle nooit onderskat nie. Dit gaan maar net nog 'n toets wees vir ons. Groot wedstryd wees, en gewoonlik in daai groot wedstryde soos wat ons nou gesien het hierdie jaar is, as jy klein foutjies maak, gaan dit jou kos. So ek dink die span wat die minste foute gaan maak op die dag gaan bo uitkom, en op die einde van die dag is dit maar waaroor die groot wedstryde gaan. So van ons kant af sien ons baie uit. Jy weet, dit is altyd vir ons 'n groot voorreg om teen hulle te kan kompeteer, veral in Bloem. Is 'n groot uitdaging vir ons, en ja, ons pak hom aan, ons vat die bil by die horing soos wat hulle sê. Hoeveel wedstryde is daar Saterdag rugby? Ja, ons is bevoorreg om 28 wedstryde te hê. So dit sal 1 tot 9 wees, en dan A tot F in elke ouderdomsgroep. So dis altyd 'n lekker uitdaging. Elke wedstryd is kompeterend. Jy weet, en dit is 'n skool wat altyd die beste uit ons rugbyprogram uithaal om te wys waar ons leemtes en waar kan ons verbeter. En ek dink soos Neil tereg gesê het, is baie groot voorreg om teen hulle te kan kompeteer elke jaar. Yeah, on that note, Offense, a lot of these guys you're busy with trials as well at the BBRU. When is the trials, or what are we looking at there? So next week Tuesday,
It is Tuesday. Yeah. Next week Tuesday. Next week Tuesday, we're looking at the trials. Always interesting because a lot of the big schools are playing massive fixtures as well, so to try to manage some bodies and whatnot. So according to our trial system, there'll be some guys that won't be playing in those trials for that very reason, and I think that is very wise from the association to do that. But I mean, the best of the rest, I think it's really going to be exciting times. So just for the viewers, a lot of the trials are the selectors are looking at the games on the streams. Yes, So sir. most of you guys are just looking at the streams. Just explain that to the audience here. I think that's Yeah, I think gone are the days where the trials day is the only day that players are seen, because a great player can also have an off day per se. So all the selectors are tasked to look at least 3 to 4 games of every school, essentially. So by the time you get to the trials, you've been seen 3 or 4 times, you've been followed through, and I think our strike rate has been much better since then, since doing that. So gone are the days where we have to have a single trials day where they come in and they play, and then if you do well there, you're in. If you don't do well, you're out, because I think in the past we've missed quite a lot of talent because of issues like that. I want to go back to the Villa Clave. We picked the Barbarian side, and that team won 2 out of the 2. Those guys that played, from which schools were they selected from? Now that's where it gets really exciting, because we're looking at guys who traditionally wouldn't have gone to Villa Clave. So we're talking about tier probably 2, 3, 4 guys who are going. So just to maybe for the public to understand, the tier 1 schools would essentially be your Affies and your Garsfontein, your Waterkloof. Your tier 2 schools would be more midstream, John Foster, Wonderboom, and then tier 3 would be Heronbridge, would be Pretoria North, Curro Hazeldean, those type of schools. And a lot of these boys in those schools now got the opportunity to play against the same caliber boy that they will play against in the provincial week. And now again, it's just another opportunity, which is visionary from the Bulls, to give those boys an opportunity at a higher level. Now we can already see them. They can also test themselves against some of the best in the country. I was scared about the first game, playing against the guys from the south, but we proved ourselves. The team and the high-performance systems at the Bulls are working. So all 3 are involved with the high-performance system here at the Bulls. Ruan, just tell me what's under 15, 16s and 17 model on the high-performance system. So net vir die mense ons begin nie net onder 18 ewe skielik rugbywedstryde kyk nie. So ons identifiseer seuns al van einde onder 14 uit, want ons hardloop 'n high-performance program onder 15. So en dan op onder 15 kies ons al 3 Bloubull spanne en hulle gaan deurproewe en die keerders kyk hulle wedstryde as onder 15s. Jy weet, dan word hulle daar gesif reg of verkeerd. Jy weet, die ouens wie ons mis, tel ons dan nou weer op aan die einde van die onder 15, en dan onder 16 kies die Bloubulle weer onder 16 span, 3 onder 16 spanne, en dan jy weet, en dan kompeteer hulle, en dan einde onder 16 dan gaan hulle in op onder 18 high performance. So ek dink wat Fancy gesê het is reg, ons is nogals toonaangewend as 'n rugby unie wat dit aanbetref. Ek dink jy daar waar jy proewe speel en mekaar net op donder is verby. Daar's genoeg geleentheid vir jou as 'n keerder om na al die wedstryde te kyk en om genoeg IP op te tel van hoe jou span moet lyk, wie is die sterk spelers, wie is nie die sterk spelers nie, hoe lyk die kombinasies, jy weet, al daai goedjies. So ons is baie bevoorreg in die sin van ons hardloop 'n high performance program van einde Oktober reg deur tot einde November, begin Desember, en dan tel ons hom weer op Januarie vir so 3 sessies, en dan gaan die seuns in hulle rugby seisoen in, en dan soos die 20ste Mei nou speel ons finale proewe, bietjie skommeling, en dan die 27ste Mei het ons bepaling teen die Valke. Ek sien Limpopo Bloubulle het nou ook ingeklim. En dan nadat het ons die 16de Junie het ons bepalings teen die Sharks in Durban. So dit is 'n baie lekker siftingsproses voordat ons uitkom by die finale spanne wat ons sal aankondig na dit. So dis 'n great proses. Dis 'n hele proses. En die groepe, hoe groot is daai groepe? Min of meer. Waarmee hulle werk in die high performance? Die high performance groep by die onder 18s, ons het 2 groepe van 37 gehad. So ons het groep 1 was al 37 seuns en groep 2. So het 'n stel afrigters wat werk met daai groep en 'n stel afrigters wat werk by groep 2. En dan by die onder 15s en 16s is dit bietjie moeiliker, want daar begin jy met 'n groot jou vang
opvangsnet is groter, so jy begin met 'n groot groep en deur batterytoetse en skillstoetse sif jy die seuns uit en jy kom uit op jou 3 groepe van 30 en dan soos wat jy aangaan met jou onder 16 gaan jy weer deur dieselfde proses en as hulle by die onder 18 high performance uitkom het ons almal het so 'n half idee van hoe dit moet lyk. Jy weet en dan obviously het goed soos vorm vir jou skool, hoe jy speel vir jou skool het die grootste gewig van waar jy gaan opeindig. Ek dink die hele proses het vir my wat verby taaf was en ek was deel van die proses gewees by die bulle gewees is deursigtig. Elke kind kry regtig 'n geleentheid om te gaan en die kinders wat regtig produce op die veld en van die veld af. Baie keer dinge van die veld af. Hy moet homself kondisioneer, hy moet reg eet. As hy dit nie doen nie, ongelukkig daai ou val uit. Dit is 'n vandag se tyd, dit is professionele rugby. Jy moet soveel IP oor die seuns kry soos wat jy kan. So jy moet gemaklik wees met jou kombinasies. Jy moet gemaklik wees wat is die sterkpunte, wat is die swakpunte van elke speler en dan sy vorm vir die skool en dan op die einde van die dag net na die proewe dan kan jy sit en sê okay, dit is wat ons gedoen het, dit is waardeur hy gegaan het en dit is hoe die span lyk op die einde van die dag. So ek dink is 'n baie deursigtige proses ja. Ja, daar het ek ook baie geleer. Ek dink die mense daar buite ook. Ek dink dis 'n deursigtige proses. Dis die belangrikheid wat elke ouer verwag. Is daar's 'n proses en dis 'n proses wat gevolg word. En ons kan dit resultate sien die laaste paar jaar by die bulle. Dit's regtig professionele rugby op en van die veld af. Kom ons gaan 'n bietjie terug nou na die ander verskaplike wedstryde wat die naweek plaasvind. Is almal maar derbies amper. Dit is 'n derby hierdie volgende ene. Dit is 'n clash Elderein teen Swartkops. Daar Centurion, die twee skole daarso. Ek dink Swartkops het my baie verbaas met die uitslae die laaste tyd. Offense, your thoughts on the game? Yeah, I think Swartkop have been quite busy the last couple of years, really building. They had quite a lot of provincial boys. Neil coached the Grand Como side last year, the under 16 team, and quite a lot of those boys from Swartkop played in that team as well. So I know everybody's saying Swartkop are quite surprising this year, but we had to expect it. And this is still a young side. Yes. There's a lot of other 70s in that side. 100%. And that's what's exciting about it. I think Pretoria Rugby is in a really good place. If Swartkop has come a long way, and I think are getting the results now because of all the hard work. And this is not something that's happened over a year or two. They have been building for years, and now we're starting to see. Even Elderein, I think you guys know the last 5 or 4 years that the Centurion school struggled a lot. Mystery coming along. Elderein's picking up with Nasbota there. I think the rugby Centurion is picking up, and that's what we need from the Bulls side. The other next fixture for the weekend is Pretoria boys side, Paul Anthony side against St Stillians. Deal? Ja, maar ek gaan 'n interessante wedstryd wees. Ek dink coach Paul hulle sal graag wil terugkom na hulle pakslaat teen Hilton. Maar ek het nou in die week 'n bietjie met hom gechat. Hy's altyd in 'n goeie by, maar ja, ek dink hulle sien uit om dinge reg te maak hier naweek teen St Stillians. So ek dink dit gaan 'n lekker fixture wees vir hulle. So now he just came from the field. Offense St Albans against Parktown. Are you guys ready? Yeah, look, I think Parktown have done really well this year. I think they've really come out the blocks firing. Even the games they've lost has been really tight. I mean, they were really close with Cares, and then a couple of wins under their belt. They've been playing very atrocious rugby this year. A lot of athletes in that school, so never an easy game to be honest for any school. And them going to the Easter festivals as well and getting some tough games there. I think they'll be very well prepped. So it's never going to be an easy game, but yeah, confident of the win on the weekend. And then the Northfall SDC Cup, Waterkloof against Menlo Park. Menlo Park has produced a lot of good games recently. The last 3 games that I saw is the old Menlo Park coming back, but still Waterkloof is always they played in the beginning of the year in the final of the Northwest tournament, and they had a draw. I think it was 21 all. Thoughts on that? Quite exciting. 2 traditional powers coming back. I think it's very important. Can I maybe start with stating that I think it's very important that Menlo Park comes back into a point of strength. I think Pretoria needs that, and I'm very happy to see what has been happening. It's extremely exciting because they really are looking good. I think Dirk and the boys and Andries have really Corneille. They've got a young coaching staff doing quite well at the moment. 100%. I think the game that impressed me the most was the game against Alpaca. 100%. Those guys fought till the end and they got their W. So Waterkloof also,
I think this is going to be a humdinger of a weekend for them, both sides. It's like a classic class for those two. They compete athletics, rugby, hockey, netball. It's going to be a very interesting weekend. And then there's other two games. It's going to be John Forster against the Wilgers, the smaller schools, but I know the history of the Wilgers, they moved up now. We'll see if they can produce the same things there. Then the other one is Erasmus against Hartbeespoort and Overkring against Brits. So that's the features for this weekend. We're looking forward for that. Good luck with Grey. Get the W. I think it's important for that. Please, thank you. I don't know whenever I've seen Grey lose 3 games in a row. Maybe history's in the making this weekend. Well, then, thanks for you guys. Good luck with everything. It's just the first team. I think you've got a phenomenal under 14 side. Shall Cravenwick side of last week, they say it's, but it's only 9 or 10 guys. The rest is at Pretoria Boys High. So it's divided. So we kept all the Blue Bulls under 13s, Cravenwick side and the 15 sides in all the schools in Pretoria for the first time since I can remember. But we're looking forward to seeing everyone on the weekend. Good luck. 900 people are school children going to Bloemfontein. Verf die dorp blou asseblief en kom terug met hy wen. Thanks for your time, guys.